7, hy het gesterwe, hy het opgestaan, en hy het dit moeilik gemaak vir my en jou om vanaand hier te kan sit, en sy naam groot te maak. Kinders van die Here, ek gaan met 'n bietjie gesels vanaand, my tema is, moenie vasklou nie. Hoeveel van ons klou vas aan die verlede? Moenie vasklou nie. Ons gaan skrif kry daaroor, want die woord is die waarheid. Die verlede is 'n siekte wat by jou bly. Dit maak jou siek. In die verlede kan jy niks verander nie. Niks nie. Ons mense gaan altyd terug na die verlede toe. Ja, onthou jy daai tyd. Onthou jy daai tyd. Daai tyd is nie nou nie. En ons kan nie meer langer in ons verlede wandel nie. Ons verlede is 'n blokkade tussen ons en God. Jou verhouding met God sukkel om te groei. Jy bid en jy word nie beantwoord nie. Nou vra jy, Here, maar ek bid, ek doen alles reg. Maar los jy jou verlede? Of hou jy vas aan jou verlede? Ek gaan vandag 'n bietjie met julle gesels oor die verhaal van Lot se vrou. Lot se vrou het in 'n soutpilaar verander. En nie enige iemand het daai vrou in 'n soutpilaar verander nie. God het haar in 'n soutpilaar verander. Want hoekom? Want sy het in 'n huis gebly. En die manningskap wat in daai Sodom en Gomorra gebly het. Hulle het vir Lot gesê, bring vir ons hierdie 2 manne wat jy wegsteek in jou huis buite toe, ons wil hulle bedek. Hoe wreed wil die mans met daai mans gemeenskap gehad het? En die Here het gesê, Lot en jou vrou, julle moet uit hierdie dorp uit, ek gaan Sodom en Gomorra met swaal en vuur brand, want dit is 'n grief vir my. En soos wat die engele vir hulle verduidelik het, trek uit die dorp uit en trek deur die Jordaanrivier, maar moenie stil staan nie en konsentreer op my, beweeg vorentoe. En die weet kind van die Here, soos wat ons aangaan en aangaan en aangaan in ons verledes, word ons al hoe swakker en swakker. Dan raak ons soos hierdie sout wat laf geword het. Ouer geslagte sal weet waarvan ek praat. As sout laf is, kan jy nie meer gebruik nie. As ons lees in Genesis 19 vers 26, is die bewys wat sê, en sy vrou het agterop omgekyk, en sy het in 'n soutpilaar verander. Sy het in 'n soutpilaar verander, want haar verlede het haar daar geplaas. Hoeveel van my en jou se verlede plaas ons vandag se tyd in 'n verdrukking, in 'n slaaplose nag, in stres, in moeilikheid? Want ek en jy hou vas in ons verlede. Ons glo dit wat gebeur het, kan ons red. En dit kan nie. Nie 'n sekond op daai horlosie wat vanaand verby getiek het, kan ek en jy terugkry nie. Maar ek en jy kan vanaand 'n besluit vat om ons
verander vir wat môre kom. Ons is nie dood nie, ons lewe, ons is dankbaar vir dit wat ons het. Al het ons min, al het ons niks, ons het liefde. Ons het die Heilige Gees binne in ons. Daai Heilige Gees was saam met die man wat vir ons aan hy kruis gesterf het. En meer as dit het ek en jy nie nodig. Om te sê, dankie Here, vir wie en wat ek is. Kinders van die Here, dan gaan ons lees gou in Kolossense. Die van julle wat Bybels oopmaak, maak gou vir my oop in Kolossense 3. Kolossense 3. Ons lees vanaf vers 12 tot 17. Ek lees vanaand vir julle in die 33-53 vertaling. Kolossense 3 vanaf vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Hoor mooi, waarmee moet ek en jy ons beklee? Praat hy van enige verlede waarmee ons moet beklee? Nee. Dan sê hy verder in vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle dit ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmagtigheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Hoor mooi, wat in julle harte heers. Nie wat in julle harte geheers het nie, wat nou in julle harte heers. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalmsing en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En vers 17 sê, en wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Jesus en dank vir die Vader deur hom. Praat hy enigiets van die verlede? Nee. Hy praat van werklike dinge wat nou gebeur. Jy dank die Here vir nou. Jy lewe nou. En jy dank die Here vir die dag van môre, as hy jou lewe spaar. Laat môre 'n dag wees. Die woord van die Here sê vir ons, moet jou nie kwel oor die dag van môre nie. Môre het sy eie probleme. Maar ek en jy gaan in hierdie sone in, en ons gaan in die verlede tyd in. Nou gaan ek vir julle 'n opdrag gee, in Jesaja 43. In Jesaja 43 sê die volgende opdrag vir die Here, van die Here vir ons. In vers 18 en 19, Jesaja 43, vers 18 en 19. Bevestiging van die verlede. Hoor mooi, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Amen. Hier is 'n bewys, dis 'n opdrag wat vir ons as mens gegee is. Dan sê vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei, julle sal dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Hoor daar, hy praat van wat hy gaan doen. Hy praat nie in die verlede wat hy vir jou beloof nie, of wat verby is nie. Hy gee jou 'n opdrag hier om te sê, dink nie meer aan die vorige dinge nie. Hy sê dit vir ons, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Los dit wat agter is. As iemand vandag met jou sleg gepraat het, of van jou sleg gepraat het, los dit. Want as iemand nou vir my sê, pastoor, jy is lelik, dan sê ek, prys die Here. Want as ek by daai deur uitstap, is dit 'n verlede tyd in my lewe. Ek kan nie weer gaan veg daaroor. Wat ek kan doen is sê, Here, dit wat ek gehoor het, val dit van my af weg. Want u woord sê, ek is volgens u beeld geskaap.
En ek glo U is mooi, dis hoekom ek mooi is. Amen. En dan sê hy in 2 Korintiërs 5. In 2 Korintiërs 5, vers 17, sê hy vir ons die volgende woorde. 2 Korintiërs 5 vers 17. Nuwe Testament. Hoor mooi, Nuwe Testament. Bevestig hy. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel en die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Prys die Here, hè? Hoor daai mooi bevestiging van alles wat in jou lewe was agterin. Die dag as jy jou laat doop en jy gaan onder die water in. En jy kom op, is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge in jou lewe het verbygegaan. Hoeveel van ons staan vandag nog en redekabel oor dinge wat in ons verlede gebeur het? Ek gaan nie meer met daai ou praat nie, ek gaan nie meer met daai ou meng nie, want daai ou praat sleg vir my en daai ou praat sleg. Waar lê jou waarde in God? Waar lê ons waarde by God as ons in ons verlede vasbly? Die woord van die Here sê ons moet mekaar vryspreek, ons moet vergewe. As ons mekaar vergewe, vergifnis is die grootste genesing in die Bybel. Jy kan deur watse dale in jou lewe gaan. Jy kan in hierdie kerkbank sit, dag vir dag vir dag. Jy kan die kerkvloere was. Jy kan alles in jou lewe doen. En die dag as jy tot sterwe kom, kan die Here vir jou sê, ek ken jou nie. As jy nie jou hart vir God gee, God kyk nie waar jy sit vanaand nie. God kyk nie waar jy beweeg nie. Hy kyk dieper as ek en jy. Hy kyk wat jy binne. En ek en jy is in die verlede. Ons worry oor wat gebeur het. Hoeveel van ons konsentreer? En wees vanaand eerlik met jouself. Hoeveel van ons konsentreer op wat jy nou hier uit gaan doen as jy uitloop? Of hoeveel konsentreer wat vandag gebeur het, wat vanoggend gebeur het met jou? As jy by jou kar kom en jou kar het 'n papwiel, sê dankie Here, my wiel is pap. Moenie beklei nie. As 'n rede hoekom hy wil pap is. As 'n rede vir alles in die lewe. Ons spring dadelik. Ons is kwaad en nou beskuldig ons deel en ons gaan in die verlede in. Ek het laasweek my tyre by daai plek opgesit en nou is my tyre pap, nou sit daar. Jy maak jouself siek. Plaas dit jy sê, dankie Here, my wiel is pap, maar gee my ook die wysheid en die insig en die krag om my wieletjie te kan change. Maar ons doen dit nie. Ons verlede speel 'n groot rol in ons. Ek sê vandag vir jou sê met eerlikheid, daar's families wat verskeer is, deur verledes. Daar's werke wat mense hoë posisies gehad het, wat die ou se werk verloor het, deur verledes. Daar's huwelike wat vandaan uit mekaar uitgaan oor verledes. En die verlede is een van die strategieë wat die duiwel gebruik. Hy gebruik 'n verlede want 'n verlede is 'n negatief. 'n Positiewe ding is wat jy kan doen en gaan doen. 'n Negatief is wat verby is, wat jy kon gedoen het. Nou wat jy kon gedoen het, is verby. Maar wat jy gaan doen en kan doen, is 'n werklikheid. En staan ek en jy op daai werklikheid in ons, staan ek en jy vandag en sê, Here, vergewe my in my verlede. Of dink ek en jy vandag nog in ons verlede? Veral huwelike. Veral huwelike. Daar's so vinnig 'n saadjie wat kan geplant word en kan groei in 'n huwelik om te sê, maar jy het dit en dit laasweek gedoen. Maar jy het vir daai vrou laasweek gekyk en jy het daai tyd en daai tyd. Ons is vinnig om hierdie vingers te wys in die verlede in. Nou staan die Here daar en hy sê, wow, hoe amazing. En dit raak net weer 'n bevestiging in ons lewe, wat die woord van God vir ons sê,
My volk het te gronde gegaan as gevolg van gebrek van kennis. Want ons mense tel nie meer die Bybel op nie, lê op jou bedkassie en hy gaan so dik stof op. As huisgesinne wat vanaand kan eerlik wees, wat nie eens 'n Bybel oopmaak. Wat nie eens 'n Bybel oopmaak in 'n huis nie. En daar is huisgesinne wat kinders het, wat nie eers in die aand hulle kindertjie saamvat en bid en sê, Here, beskerm hulle. Maar ons is vinnig om te vra, Here, help. Here, gee. En dan kry ons nie, en ons hoor nie, ons word nie beantwoord nie, dan wat doen ons? Dan gooi ons die klippe in die verlede in. Ja, maar Here, ek kan nie verstaan nie. Ek was vanoggend in die kerk, en Here, ek het vanoggend gebid, en ek het vanoggend dit gedoen, vanoggend is verby in jou lewe, man. Jy's nou in die teenwoordigheid van God. Spreek nou vry, maak nou los. Môre is nie vir ons 'n belofte nie. Dit is nie. So as jy vanaand hier sit en jy het iets teen iemand, kan ek jou vra, kom staan hier voor, dat ons vir jouself en vir jou bid, en die woord van God sê, as jy siekte het of dinge wat jou pla, laat die gemeentelede vir jou bid, en jouself in die naam van Jesus. Moenie met daai goed vanaand by daai deur uitstap nie. Moenie daai bagasie in jou rugsak hou vanaand en jy stap by daai deur uit nie. Want môre, dan loop jy so. Hoekom? Want is die laste wat jy vir jouself in daai sak gepak het, waar jy vanaand 'n kans het en 'n vrymoedigheid het om dit uit te pak en te sê, Here, vanaand los ek my verlede, ek los die dinge wat my pla, my stres, my pyn, my hartseer, my finansies, my werksprobleme, los ek vanaand by hierdie voetbank van U. En ek vra U in die naam van Jesus om dat U daarmee moet werk, dat dit nie meer my probleem is nie. Die Here sê, bring al jou laste na my toe en jou bekommernisse. Hy sal dit nie vir ons in die skrif sê, as hy weet, hy kan nie met dit werk nie. Hy kan met dit werk, maar laat ons hom toe om dit te doen. Nee, want ek kom hier naartoe en ek sê, Here, ek het die probleem en daai probleem, ek los dit vanaand by die voetbank, en as ek by die deur uitgaan, dan stres ek weer oor. Dan vat ek dit en ek maak dit weer in my rugsak, en dan loop ek maar weer swaar, die hele week lang. Dis nie nodig nie. Ons dien 'n lewendige God. Hoor vir my, 'n lewendige God. 'n God wat 'n seun aan 'n houtkruis laat sterf het vir my en jou. Hy het dit nie gedoen omdat hy 'n punt wil bewys het nie. Hy het dit gedoen omdat hy vir ons lief was. Want God is liefde. Hy dink nie aan die verlede nie. Hy het nie eens aan die verlede gedink toe die ou Lansom in die kruis gehang het nie. Die ou het Lansom in die kruis gehang, was die moordenaar en hierdie ou wat die rowery en die stelery gedoen het, en hy wat gedoen? Hy het na hom gekyk en gesê, Meester, ken my as jy in die paradys gaan. Wat het Jesus vir hom teruggeantwoord? Het Jesus Christus in daai kruis in daai man se verlede ingekyk en gesê, jy het dit en dit en dit gedoen? Nee, hy het vir hom gesê, sekerlik sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Hy het vir hom 'n bevestiging gegee wat gaan gebeur en nie wat al gebeur het nie. En ons hou vas aan dit wat in die verlede was. So ek vra jou vanaand, nie in my wil nie, in die wil van Jesus Christus vanaand, spreek vry. Los vanaand jou verlede onder hierdie dag, sodat jy 'n ander mens hier uitstap en 'n ander mens daar buite kan wees. Dat jy die wêreld kan wys wie en wat jy is. Nie net in jouself nie, maar in Jesus. En as mense jou raakloop en sê, maar jy het verander. Wat doen jy? Dan sê ek het die Here ontmoet. Ek het die Here ontmoet. En
En ek sluit af, voor ons die nagmaal gaan bedien. Sluit ek af en ek wil dit graag vir julle los vanaand. Ou Testament, het die woord vir die Here vir ons gesê, Psalm 23, is altyd vir my 'n wonderlike psalm. Net goedheid en guns sal julle volg. Net goedheid en guns sal ons volg. As nêrens in die woord van God wat hy praat van, miskien sal dit met jou goed gaan nie. Miskien sal dit so gaan nie. Nee, God is nie in die verlede nie, hy werk nie met die verlede nie. God werk met wat in jou lewe gaan gebeur. Amen. Kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Ons almagtige dierbare Vader, Here, baie dankie vir 'n wonderlike woord. Dankie Here vir die openbaring vanaand van hierdie woord. Dankie Here dat ek weet hierdie woord op vrugbare grond gesaai is vanaand. Here, en ek vra dat U die water sal gee, dat hy saad sal groei. Here, so sal groei my Vader, dat ons die vrugte daar buite sal kan dra. Here, ek kom ook vanaand my Vader en ek vra Here, hier waar ons die nagmaal gaan bedien, my koning, is herdenking van wat U vir ons gedoen het in daardie oud kruis. Here, dat elkeen vanaand, voor ons hierdie nagmaal gaan gebruik, die geleentheid gegee sal word, my koning, om vry te spreek. Here, U woord sê, voor ons geskenke na die altaar toe vat, en ons het iets teen ons broers, moet ons dit eers daar los en gaan regmaak. So kom ek by Vader en ek vra in die naam van Jesus, dat elke hart vanaand sal oopmaak, en dat vergifnis, die genesing vanaand sal wees onder elkeen van ons. En ons gee U die eer daarvoor en ons loof U. Ek sê dankie in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Kinders vir die Here, ons gaan die nagmaal bedien. Voor ons die nagmaal gaan bedien, gaan ek jou vra. Indruk kan jy